Ek gaan gou vir julle wys om koolslaai te maak. Ek gaan begin met die kool. Jy kan dit enige tyd rasper. Dit is vir my 'n verskriklike werk om 'n koolkop te rasper, so ek verkies om hom fyn te sny. Ek begin met dun skyfies sny, snippertjies, en as dit dan nou hier op my bord lê, dan sny ek dit nou nog 'n keer. Jy kan die onderskrifte aan of afsit. Kyk net na die eerste komment hieronder. Ek sal 'n volledige lys van die bestanddele in die beskrywing van die video plaas. Ek het een wortel wat ek klaar geskil het. Ek gaan hom met my fynkant van my rasper. Ek het een blaarslaai blaar. Ek moet nou sê, dit was so groot blaarslaai en ek gaan hom baie fyn sny. As julle 'n ander klank in die agtergrond hoor, ons krag het vanmôre 8:00 afgegaan en dit is nog steeds nie aan nie, so die kragopwekker loop hier, dat ons net genoeg lig vir die video kan kry. Ek het omtrent 'n koppie majonees. Die hoeveelheid majonees hang af van hoe slap of hoe styf jy jou koolslaai wil hê. Gewone majonees. Ek het 30 gram suiker en 30 milliliter asyn. Ek het bruin asyn gevat. Dis asof die asyn 'n bietjie skerper smaak as die wit asyn het. En ek het 1 teelepeltjie sout. Ek vat my majonees, ek gooi my suiker by, my asyn en my sout. En ek meng dit hierso. As jy nou ekstra majonees moet bygooi, maak dit nie saak nie. Dit sal in elk geval dan met hierdie mengseltjie van jou meng. My kool is klaar gesny. Ek gaan my wortels bygooi. En dan gaan ek 'n bietjie van my blaartjies hou om bo-oor te strooi, net vir die mooi lyk daarvan. Onthou, hierdie is my mengbak. As ek klaar gemeng en die kante besmeer en alles het, dan sal ek dit in 'n mooi slaaibak inskep en versier en dan so voorsit vir mense. Ek weet nie wat sou jy sê, nog 'n bietjie majonees. Dis nou 'n droërige koolslaai, soos die wat mense by Kentucky basies kry. Jy sien net so beduidenisie van 'n sousie daarin. So ek gaan nog 'n skeppie of 2 majonees insit, want dis waarvan ons hou. Dis so 'n koppie en 'n half majonees wat ons nou ingegooi het op 'n kwart kool.
Daar sê. So lyk hy beter. Hier is my slaaibak. Sê asseblief vir ons in die comments wat julle geheim is oor koolslaai, hoe julle dit maak en asseblief van waar af, in watter dorp julle bly of land julle bly. Dit is vir ons baie interessant om dit te lees. Nou kan jy dit met enige iets boop versier. Jy kan komkommerskyfies pak, jy kan eieringe opsit, net wat jy begeer. Ek gaan net die paar blaartjies oorstrooi en my bakkie slaai is reg om voor te sit. Dit hou met gemak vir so 3 dae in die yskas. As jy dit ooit maak, smaaklike ete.